Here, soos hierdie lied sê, stap in hierdie vertrek, en Here, maar nie net in hierdie gebou nie, maar Here, in die gebou van elke kind van die hart. Here, laat die volheid van die Gees in ons woon. Here, tot eer en verheerliking van U naam. Here, seën elke hart wat gekom het op die dag, Here, waar hy opgestaan het uit die dood. Waar hy die dood en die doderyk, Here, vir ewig oorwin het, sodat elkeen wat in die glo, elkeen wat kom na die kruis, weer sy lewe sal opneem, alhoewel hy gesterf het. So Here, dankie, as vandag is 'n dag van oorwinning. Nie net 'n oorwinning oor die dood nie, maar oorwinning oor elke sonde, elke houvas op ons lewe, sodat Here, elke knie sal buig voor U naam, die naam van Jesus. Elke sonde moet sy knie buig. Nie een kan staan in oorwinning teen 'n lewende God, want U het hulle in die openbaarheid geklee. So Here, in hierdie môre, Here, seën hierdie lippe, hierdie onvolmaakte mens, wat praat oor die volmaakte woord, en oor die volmaakte God wat lewe, tot in ewigheid. Here, ons loof en ons prys U, want U is goed vir ons. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, julle kan julle sitplekke neem. So dankie vir die musiekspan. So Anton, voordat jy alles oppak, daai liedjie wat ons nou gesing het van ek wil gereed wees, sal jy net vir die gehoor daai woorde net herhaal. Jy hoef hom nie te sing, herhaal net daai woorde, ek wil hê jy moet net luister wat daai liedjie sê en wat ons nou net saam gesing het voordat ons die diens begin. Die begin, dit sê ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk en vir sy heiligheid en vir sy groote naam. Kom vorm my net soos wat U wil. Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid. Kom vorm my net soos U wil, want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ons het dit nou net gesing, baie dankie Anton. Kom vorm my, ek wil gereed wees. Kom reinig my, gebruik my. Ek wil opstaan vir U koninkryk. Dit is wat daai lied nou net sê, wat ons nou net gesing het. En dit moet jou opgewonde maak vanmôre, want dit sluit aan by die woord wat die Here my gegee het. In hierdie opstandingsoggend wat ons herdenk. So die tema van my woord is, hoe lyk jou tempel? Hoe lyk jou tempel? So is nou nie nodig dat jy hier rondkyk en kyk alles wat dalk die mekaar is of nie die mekaar is en ons kommentaar en praat nie van die tempel hier nie, ons praat nie van die kerkgebou nie. Ons praat hier van die tempel van jou hart. Hoe lyk jou tempel? Nou, hierdie is die laaste boodskap in die reeks wat ek gaan bedien, en as julle nog nie kan onthou nie, dit is 'n boodskap, ons ek het so 3 boodskappe nou gepreek agter mekaar, en hulle almal sluit by mekaar aan. Hulle handel oor heiligmaking. Nou, ek weet jy was 'n hele klompie van julle wat in die dienste was. Kan julle so ver terug onthou oor wat was die eerste boodskap? Dis net 3 dienste terug wat ek gepreek het, so dit kan ook so 'n paar maande wees.
Nee, het julle nie ingeluister? Of is dit dalk net die geheue? Julle moet vandag op julle fone skrol daar deur die YouTube geskiedenis of die Facebook. Sal julle my help. Ek voel goed gunstig vandag. Die grenslyn wat die beeld van God vorm, en julle gaan hom nou onthou, julle kan die sterretjie onthou. Kom dit weer terug. Gebeur met my ook hoor. Sterretjie met die tentakels. Die grenslyn wat die beeld van God vorm. Die tweede ene. Hy was redelik onlangs. Is jy gereed? Is jy volmaak? Jy moet verander. En onder andere het ons gekyk na die 10 maagde. Kan julle hom onthou? Anders dan gaan julle 'n bietjie video's kyk vanmiddag. Sien jy net daar by YouTube nee. Kan maar net daar by die kerk ingaan. Alright. En die derde boodskap is hoe lyk jou tempel? So om by die boodskap uit te kom moet julle verstaan, daar's 3 fasette waardeur ons gaan beweeg. En die eerste faset kry ons in 1 Korintiërs 6, 19 en 20. So as jy woord het, kan jy saam met my blaai, ons gaan 'n hele paar verse lees. So julle moet my verdra, want ons moet hierdie boodskap reg kommunikeer. So met 1 Korintiërs 6, vers 19 tot 20, ons gaan daar, dit gaan op die bord op wees, Matteus 6:33 en Lukas 17:21 vir nou. Right. So vers 19 sê vir ons as volg: Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want, hoekom behoort jy nie meer aan jouself nie? Jy is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So, dit is my baie kwaai. Hy praat hierso met wie? Met elke wedergebore kind van God. Want jy moet gevul wees met sy Heilige Gees, as ek dit reg lees hierso. Want hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie? En in die mentorgroep boekies behandel ons daaroor die Heilige Gees. Wie kan nie die Heilige Gees ontvang nie? 'n ongelowige persoon. Dit maak eintlik net heel sin. En jy kan nie glo en dan moet God binne in jou woon nie, want God werk nie met ongeloof nie. Amen. Hy werk ook nie saam met sonde. As julle dit gewonder het. So, hy praat hier met die wedergebore kinders van God. En dan sê julle behoort nie aan julle self nie. So as jy nie aan jouself behoort nie, wie moet in beheer wees? Ag Anton, dankie dat jy antwoord. Van agteraf. Jy behoort aan God en God moet in beheer wees. Koninkryk 101. Alright. Want julle is duur gekoop. Pastoor Henry het in Vrydagmôre se boodskap vir ons presies vertel hoe daai prys gelyk. Dit was nie EFT nie. Dit was 'n enorme prys. En hy het vir ons beskryf hoe het hy gelyk, hoe was die marteling, hoe misvormd moet hy wees, hoe het hy die sonde van hierdie wêreld op hom geneem, vir die wat hier gewees het. Anders kan julle dit ook kyk, dat julle nog so 'n bietjie ekstra huiswerk. So, julle is duur gekoop. En as jy daai boodskap gehoor het van Vrydag, wat die prys behels, dan sê hy, verheerlik God dan in jou liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So as ons nou net so 'n bietjie kyk, hoe verheerlik ons God in ons liggaam?
Nee, kerels. Dames, julle mos bietjie meer los, gaan jy vir ons 'n koordans gee of wat? Amen. Daar's hy. Anton, miskien wil jy vir ons 'n voorbeeld stel hierso, want wragtig. Ek het al gesien hoe kan daai man dans. As jy God verheerlik in jou liggaam, sê Here, dit is U se. Al die lof en die eer kom U toe. En ek meen, ek het nou die dag weer gekyk, daarso, as daar 'n groot rugbywedstryd is, het julle al gesien wat gebeur as daai ou die bal vat en hy hardloop die kantlyn af, dan spring hulle op uit hulle sitplekke uit, en hulle sê, go, 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 go. Wat sê ons? Ons is duur gekoop. Wat sê ons? As ons na die einde toe stap? As ons die wedloop gaan voltooi? As ons die prys van ewige lewe gaan maak? Ag nee, ons gaan maar net stil bly, niemand gaan weet nie, ons is beskeie kinders van die Here. Nou hy's. Dawid dans om uit sy bootleed uit. So hoe lyk jou liggaam wanneer hy God verheerlik? Hy sê jy's duur gekoop. Daar's 'n prys vir my en vir jou. So hoe lyk hierdie tempel? So 'n bordjie op ons hart gegraveer. Wat sê hy? Stilte. Dis die kerkie. Dis net kalm. Moenie niks te sê nie. Dis net rustig. Dis die kerk, dis die tempel. Of sê hy wie wat, my God is koning. Amen, daar sê. Verheerlik hom jou liggaam, want jy is duur gekoop. Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Tweede gedeelte is Matteus 6:33 en dit ken julle baie goed. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ja, Amen. maar soek eers die koninkryk. Wat is die koninkryk? Dit is die heerskappy van God. So as jy God wil vereer in jou liggaam, dan moet hy koning wees van jou tempel. En as hy koning is van jou tempel, dan moet jy sy heerskappy soek. Jy kan sy heerskappy soek as hy die koning is van jou tempel. So as jy nog die koning is van daai tempel, dan moet jy van die troon afklim. Ja, amen. Amen. Soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid. So die heerskappy van God in jou liggaam, terwyl jou liggaam die Here verheerlik, en sy geregtigheid. Nie om sy dinge te doen, soos ek sê nie, maar om sy dinge te doen soos hy sê. Geregtigheid is om God se dinge op God se manier te doen. So, wat is ons voorbeeld? Die Here Jesus. En is 1 Petrus 2:21, 2 Petrus 2:21, die voorbeeld. So as jy wil sien hoe dit lyk, dis hoe ons dit doen. En dan Lukas 17:21, maar dit maar net vir julle verder bevestig. En hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. So as jy die heerskappy van God soek, as jy die koninkryk van God soek, kyk jy na jou man of jou vrou, na jou kinders, na jou pa en jou ma. Jy kyk hier. Jy kyk hier, want dis waar hy moet regeer. Jy weet, sê ons baie keer as Koos net nie gewees het, hierdie boodskap is vir Koos. As Koos hier is, welkom Koos. My boodskap was vir jou, want jy was hier. Jy was hier gewees. Moenie sê kyk hier of kyk daar nie. Die tempel, die koninkryk van God
is binne in julle. Julle is die tempel. Jy is nie net sy huis nie. Hy wil deur jou regeer. Hy wil in jou woon. Hy wil verhouding met jou hê. En hy wil in sy geregtigheid deur jou regeer. En ons gaan nou nog 'n bietjie aan woord van geregtigheid aanspreek. Want dit beteken, as daar 'n stryk vraag kom van die duiwel se kant af, soos hy vir Eva gevra het God nie gesê nie. Dan moet jy nie wonder nou, wat het hy nou regtig gesê? Kan ons maar eet? Jy moet weet wat hy gesê het. Want hy woon in jou. So jy hoef nie te wonder eers nie. Jy kan net vra, Here, wat sê die Gees oor hierdie saak? Wat sê u van hierdie strikvraag wat hulle my pad langs gebring het? Het sy dit by my werk is? Het sy dit waar ook al ek myself bevind? So vir my so gaaf sal wees om Matteus 7:21 tot 25, ons gaan dit lees. Dan is die teks van oordenking, nadat ons die inleiding gedoen het, en ons gou vir julle kyk, vir julle lees waarop gaan hierdie hele woord, en hoe ons daarna moet kyk, want ek het my boekmerkie kry, verkeerd een. Matteus 7:21 tot 25. Dit handel op 'n ou wat 'n huis bou, en daar's 2 huise wat daar gebou is, wat die Here Jesus aanhaal hierso. En ek wil fokus op die een, want ek meen ons praat van die tempel, ons praat van die Heilige Gees, ons praat met geredde mense, wat die Here aangeneem het, wat sy Gees binne in hulle hart kom woon het. Dit is die woord van die Here vandag. Dit is vir kerkmense. En ek gaan nou nog verder daaraan aanhaal. Vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf nie. Dis nogal radikaal hierdie hoor. En in u naam baie kragtige dade, baie kragtige doen. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Is nogal wild dan. Hy sê hierso, jy gaan sê, nie jy nie, daai mense. Sê, het ons nie kragtige dade nie gedoen, in die naam, duiwels uitgedryf, en baie kragtige doen. Dan sê hy vir hulle, ek het julle nog nooit geken nie, en hoekom nie? Want dit gaan oor die ongeregtigheid. Dit gaan oor die motief van die hart waarmee dit gebeur het. Dink jy mense dryf duiwels uit vir die lekker of net vir hulle self? Maar hierso is 'n sleutel, want dit gaan oor die ongeregtigheid, en daai vorige vers wat ek vir julle gelees het, sê jy moet die koninkryk soek, God se heerskappy en sy geregtigheid. Want hierso lyk dit, as jy duiwels uitdryf, as jy kragtige dade in die Here doen, of sy koninkryk, sy krag, sy heerskappy deur so 'n persoon manifesteer. Maar die Here maak 'n onderskeid hierso, want hier is 'n groepering mense wat so iets gaan doen, maar hulle gaan nie God se dinge op God se manier doen nie. Met ander woorde, hulle gaan nie God se geregtigheid in hulle lewe toepas. Dit gaan eie geregtigheid wees. So hulle gaan nog op die troon wil wees, maar hulle gaan sy naam gebruik.
En dan sê hy het hulle nie geken nie. Maar dan sê hy hierso in vers 24, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. So dis heel eenvoudig. Daar's nie 'n probleem met kragtige dade nie. Daar's nie 'n probleem met die duiwels uitdryf of met siekes of daar's nie 'n probleem met enige van dit. Die sleutel lê met elkeen wat na hierdie woorde luister en dit toepas. As jy hoor wat die Here vir jou sê en jy gaan nie doen dit. Dit is so maklik soos dit. En ek sê nie jy gaan nie val nie. My nie verkeerd verstaan as jy nou geval het, as jy nou heeltemal van die pad af en alles nie, dis glad nie wat ek sê. Ons gaan val, maar die Here sê gaan ons opstaan. So elkeen wat na die woorde luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En let op, daai vorige woord, toe ek voorberei toe, sê Here, ja, is net amazing. Want hy het gepraat daarso van 10 maagde. Al 10 was rein. Maar 5 was verstandig en 5 was dwaas. Nou die eerste ou wat die Here sê hy ken nie, ek sal sê daai was dwaas. Wat nie God se geregtigheid doen. Maar die Here sê die tweede ou wat luister wat ek sê en dit doen. Hy is 'n man wat sê hy is op die rots bou. Kom ons kyk bietjie wat gebeur as jy huis op die rots is. Vers 25. Die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie want sy fondament was op die rots. Nou as ek so mag vra, as jy nou die woord so ver gevat het, ons is 'n tempel van die Here. Ons is gebou op Jesus, die rots, ons fondament. Wie van julle het al die storms van die lewe ervaar? Jy kan jou hand so opsteek as jy wil. As jy nie wil nie, kan jy puntjie opsteek as jy net 'n oog lig. Want sy glo ek aan die stem saam. Almal van ons het die storms van die lewe ervaar. Maar die rede hoekom ons hier so sit, is omdat jou fondament op hierdie rots is. Amen. Die Here lof offer. Ja, gebruik jou liggaam. Jou fondament is op die rots. Maar wie van julle het 100% heel altyd uitgekom as daai storm so bietjie hard timmer? Jy bly staan, maar partykeer is daar skeletseltjies en partykeer waai die dak af. Partykeer is die deurvente, die vensters breek. Storms gaan kom, die woord sê dit. Maar dis nie te sê die huis gaan die restaurasie nodig hê. Wil julle kan nou vir my daai fotootjie opsit asseblief? Nou, ons was so 'n bietjie weg gewees, so ek het dan weer vir julle foto's saamgebring. Nou, daarso staan so 'n gebouetjie en julle kan sien hy staan nog daar, die see is oor hom en deur hom en alles, hy lyk nie meer baie lekker nie. Nog nie meer dak op nie en dis bietjie chaos daar. Maar sien julle dat die gebou staan? Julle kan vir my nog so bietjie aangaan, daar's 3 fotootjies dink ek. Volgende enetjie toe. Nou, hier is nog 'n gebou, jy kan sien, hier is ook rotse, en dis op daai rotsbank gebou. Maar sien julle die huis, of die gebou, as dit 'n fabriek was, daar gaan niks aan nie. Dink julle iemand bly daar? Nee. Ek het niemand gevind wat daar bly nie. Daar is net dak oor. Daar is die vensters nie, daar is nie meer deure nie, die gebou is bietjie verwaarloos. Nou, dis die woord wat die Here vir my gegee het vir sy kerk. Nie vir die kerk,
vir sy kerk. Hy sê, weet wat? Ons is op die fundament gebou op die rots. En die storms van die lewe het in ons aangekom. En baie tempels lyk so. Verwaarloos. Daar's niemand wat meer regeer binne in daai tempel. En hierdie is nou 'n fisiese prentjie. Maar die Here het my gewys, dis hoe mense se harte lyk. Hulle is stikkend geslaan deur die golwe. Kom ons lees dit weer. Deur die reën, want daar's nie 'n dak nie, deur die waterstrome, die winde. En alles wat teen daai. Maar die Here wil vandag vir jou sê, daai huis staan. Jou tempel staan. Hy het nie geval nie. Amen. Stap bietjie vir in 'n weer. Dalk weet jy nie hoe gaan hierdie tempel weer heel kom. En dis dalk hoe ons harte lyk vanmôre. Dis dalk hoekom ons nie ons liggame kan gebruik om God te vereer. Want wat se heerlikheid is in daai gebou? En as jy hierso na die ryk voorstede toe ry met die 3 verdieping geboue en dit is alles is perfek en mooi en die sprinkeltjies spruit. Dit lyk so grand. En is maklik om te sê, "Wow, kyk my huis, kyk hoe mooi is hy." Alles is geverf. Jy het my tuin gesien. Is maklik om dit te sê. Maar hoe sê jy dit as jou huis so lyk? Hoe sê jy dit as hy gebou bietjie verwoes is deur die storms van die lewe? En ek gaan vir julle bietjie praat oor wat dit veroorsaak. So as ons kan blaai na die volgende skrifgedeelte toe in Openbaring, die 2de hoofstuk. Ek vra vir die Here, maar hoekom? Hoekom lyk ons lewe so? En hy sê vir my, weet wat dit is? Dis die brief aan die gemeente. Wat hy hierso sê, en ek gaan dit vir julle lees vanaf vers 12, Openbaring 2, 12 tot 16. Hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy, wat die skerp, tweesnydende swaard het. Alright, jy weet wat is die swaard? Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. So is nogal kwaai. Hy kom hier en hy skryf in die gemeente, hy sê, weet wat? Julle woon in hierdie stad waar die Satan se troon heers. Maar daar was 'n verskil in hierdie gemeente. Hy sê daar, jy hou vas aan my naam. Jy hou vas aan hierdie rots, aan hierdie fundament. Hy sê, en jy het my nie verloon nie. Al het hulle vir Antipas doodgemaak. Al word jy vervolg, jy het my nie verloon nie. En ek meen, jy hoef nie ver te kyk nie. Elke dorp, elke plek lyk hoe dit gevul word met goddeloosheid. Die nuus lyk, dit lyk asof die Satan op hierdie wêreld troon sit. Maar hierdie brief sê, daar's kinders van God, wat tussen hierdie plek beweeg. As jy uit beweeg, waar kan jy gaan? En beweeg jy dalk daar waar hy heers. Maar die woord sê,
Jy's getrou, want jy het nie sy naam verloon nie. Jy hou vas aan sy naam. Ook in vervolging dan. Maar dan sê hy in vers 14, neem hy 'n wending. Dis waar weer gevra het nou, wat nou, want hierdie klink so kwaai. Klink soos die kerk. En ons is in hierdie wêreld en ons is nie van hierdie wêreld. Maar dan sê die Here, daar's enkele dinge wat hom pla. Vers 14. Maar ek het enkele dinge teen jou. En as ons nou praat van die kerk en goeders, wil ek hê jy moet die hele tyd verwys na jou tempel. Nou jy, dink bietjie aan jouself, want hierdie is heiligmaking. Maar ek het enkele dinge teen jou. Dat jy daar mense het, so nie almal nie, sommige, wat vashou aan die leer van Biljam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen julle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dan het hy belofte daarso. So, die eerste die swaard, hierso is die swaard van die Here. Dis wat na die ongeregtigheid toe kom. Want hy praat hierso van die leer van Biljam en die Nikolaïte. Wat is dit? Jy sien, alhoewel hierdie kerk vashou aan hierdie fondasie, alhoewel hulle die Here nie verloon nie, sê hy daar sommige, nie almal nie, sommige van hulle, wat met 'n probleem sit. Hulle hou vas aan hierdie Nikolaïte en die leer van Biljam, en dit belemmer geregtigheid. En ons het nou gesê, wat is geregtigheid? Dis God se ding op God se manier. So dit is wat God sê, nie wat ek sê, wat die woord sê. En dan bring hy in hierso dat wat is die woord? Dis die swaard. So wat is hierdie leer van Biljam en die Nikolaïte? Dit is temptasie, afgodery, struikelblokke. Dit dui op hierdie genade, want die genade is genoeg. Ons kan maar Sondag, want die genade is genoeg. Julle kan kyk, Romeine 6 vers 1 en 2, waar Paulus dit in elk geval ook aanspreek. Sal ek in die sonde bly, laat die genade meer word. Nou hierdie mense is van mening dat wie wat ek kan sondig, want die genade cover my. Dis die leerstelling waarin hulle vashou. Kompromie, dit gaan verseker saam met kompromie. Want is wie wat, ons is halfpad reg. Ons doen dan 90% of 50% of wat ook al so. Ons is goeie mense. Maar dan moet jy bietjie kompromieer, want jy wil iets van hierdie wêreld hê. As iets wat jou vashou. Dit wat jy doen, wat nie heeltemal oplyn met God se woord nie, sal nie heeltemal verkeerd nie. Hang af van wat sy angle af jy kyk, het jy al dit gehoor? Dis die leer van die Nikolaïte. Het jy al gehoor van die woordjie moenie te wees nie? Maar ek het nooit gehoor, as iemand gesuip is en sê, wie broed, moenie te dronk word nie. Nee, dan sê hulle nog enetjie. Ja? Maar laat jy net jou liggaam die Here loof en prys,
Sê hulle, weet jy wat, jy moet nie te heilig wees nie, hoor. Broer, bedaar jouself. Jy weet, wie dink jy is te heilig nie? Moenie die Bybel vat en nie onder die arm sit nie. Jy moet nie net onder die arm wees nie, jy moet binne in die hart wees. Maar jy sien die Nikolaïte gaan vir jou sê, ag, dis okay. Jy's so amper reg. En jy kan deurgaan. Weet nie waarmee jy sukkel nie. Onvergifnis. Ek het hom vergewe. Maar jy weet, ek sukkel 'n bietjie om te vergeet. So eintlik het ek vergewe. So dis mos reg. Wat sê die skrif? Jy moet net vergewe en nie vergeet nie. Of moet jy net vergeet en nie vergewe nie? Moet ons vergewe en vergeet. Want jy sien, hierdie is 'n gevaarlike leer en wat ek besef, dit is die leerstelling wat binne in die kerk posgevat het. Die kerk wat staan op hierdie rots. Jy sien, dit is 'n gevaarlike leer. Praat die van afgoderry, jene kerk doen nie afgoderry nie. En dit moet 'n fout wees. Jong, weet jy, elektroniese dingetjie by hom? Selfoon. As jy 'n probleem met die selfoon, jy sê, is nie jou afgod nie, maar hy kan wees. Want hoeveel tyd spandeer jy op hom? As jy moet vergelyk, waar jy met die koning wat deur jou moet regeer, tyd spandeer, met 'n elektroniese dingetjie, hoe vergelyk die tyd? Is dit so 50-50? Is op 1%, 99%? Sien, vinnig raak hierdie 'n regte probleem, want dit is maklik om te dink aan 'n boom, en 'n klip, altaar vir die afgode en al die goede wat hulle doen, maar weet jy wat, waar spandeer die tyd? Want as ons sê hierdie is 'n tempel wat die Here vereer, maar ons spandeer meer tyd om ander goed te vereer, dink ek die Here spreek die gemeente aan. Dalk spreek hy vanmôre jou hart aan. Struikelblokke. Ons kan nie oorkom nie. Ons het geval, nou bly ons lê. Die huis is stikkend, en hy bly dalk stikkend. Jy sien, dit is die boodskap wat hierdie brief van Pergamus sê. Dat weet jy wat, jy het op hierdie rots gestaan. Jy is op die fondament gebou. Jy het gestaan teen vervolging, jy het gestaan teen al hierdie direkte threats, kan ek sê. Jy weet nie wat jy aanval. Maar hierdie subtiele goed, hierdie goed wat so in die krake in beweeg, hierdie goed wat maak dat ons wegbeweeg van God se geregtigheid, van God se manier van dinge doen. Julle sien, soos jy daai fotootjie daar kan hê, daai enetjie daar heel aan die einde, ja. As jou tempel so lyk, wat beteken 'n huis as niemand daar bly nie? Sê ons harte is 'n tempel vir die Heilige Gees. Wat beteken dit as die Heilige Gees nie daar woon nie? Ons staan op die rots. Jy sien, dan word dit baie maklik 'n monument. 'n Monument wat getuig dalk van goed wat die Here in jou lewe gedoen het. Want ek het al baie keer gehoor, mense verwys na wat die Here in hulle lewe gedoen het. En daar's niks verkeerd daarmee. Maar dit help nie. Dit is al wat jy het, is 'n monument nie.
Want ons niemand wat in 'n monument bly nie. Die Here sê, ons moet 'n lewende tempel wees. Heilige, welgevallige offer. Dis die tempel wat hy soek. Dis die huis wat hy soek. Dink ek het net nog 2 skrifte oor, so ek hoop ons tyd maak dit. As julle vir my kan blaai na Amos 9. Want hierdie is my kwaai. Toe ek dit lees en ek besef, Here, maar dit is so. Baie keer is ons dalk geneig om dit nie eens te erken nie. Maar dalk lyk my tempel so. In Vlaarde. Hy is op die rots. Ek staan vir die naam van Jesus. Maar as nie 'n dak op nie. Niemand bly net daar. En ek sê, Here, maar hoe nou? En ek lees vir julle graag uit Amos 9 vanaf vers 9. En hierdie moet jou opgewonde maak, dit my opgewonde gemaak. Want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder die nasies skud, soos in 'n sif geskit word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê, die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. In die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig en ek sal sy skere toebou en sy puinhope herstel en ek sal dit opbou soos in die ou tyd. Amen. Hierdie moet jou opgewonde maak as jy 'n stuk in 'n huis het vanmôre. Want jy sien, hy sê, sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my naam uitgeroep is, spreek die Here wat dit doen. Sluit dit jou in? Definitief. Definitief. So jy sien, wil net daai eerste verse vir julle net ook weer. Hy praat daarso van, hy gaan Israel sif, hy gaan 'n skip. Maar hy sê, daar gaan nie 'n korrel op die grond val nie. Nou was daar 'n bietjie van daai Nikolaïte en Biljam se goetertjies daar aan daai tempel ronddwaal. Dan dink ek moet ons vir die Here sê, skik my. En ek wil julle sê hoe dit werk. Want julle ken die gedeelte wat hy sê, hy gaan die koring en die kaf skei, nee, ken julle dit? Ek ken dit tog, ons doen dit met 'n stroopie. Maar weet julle wat? As partykeer onkruidsaadjies wat tussen daai koringkorrels lê. Kaf is geskei, kom. Dis so. Maar tussen die koring is daar onkruid. Tussen die mielies of wat ook al. En al hoe ons dit kan regkry, want as ons daai saad wil gebruik om 'n nuwe oes te plant, is ons moet dit sif. Want jy sien, die onkruid is gewoonlik so kleiner saadjie as die koring. En as hy groter is dit ook reg. Maar die koring het 'n unieke grootte. En as ons dit oor die sif gooi, dan maak dit skeiding. So hierso sê die Here, wie wat, miskien moet ons bid dat ons weer 'n bietjie sif. En daai onkruidkorrels bietjie uitsif, sodat daar suiwer saad tevoorskyn kan kom. En dan gaan hy hierso en dan sê hy in die dag, in vers 10, al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe. Het ons nie nou gelees in Openbaring van die swaard nie, wat die woord is. So as jy nie die Here het nie, gaan hierdie woord teen jou staan. Nie my woord nie, God se woord. Hy gaan teen die ongeregtigheid in ons lewe staan. En hy praat van die sondaars gaan sterwe, want hulle het nie die lewe van Christus in hulle. Maar vir my en vir jou wat die lewe het nodig dat die woord ons reinig.
Want hy praat in Openbaring van daai woord wat uit sy mond uitkom, die swaard eintlik, maar dis die woord. So gaan ons toelaat dat hierdie woord ons reinig. Gaan ons toelaat dat hy ons daai slegte goedjies wegsny, daai tentakels, jy onthou daai woord. Want dis die maatstaf. Dit is die riglyn. Hierdie tweesnydende swaard. En dit is God se geregtigheid. Jy sien, wanneer jy vir die Here sê, sif my, en jy word gesif, daai onkruid uit jou lewe uitval, en jy sê, Here, gebruik u woord, gebruik u swaard, om inspraak te maak in my lewe. Jy sien, dan gaan daai sonde, daai dinge wat hy teen daai tempel het, in Openbaring, gaan dan afgesny word. Dit gaan vernietig word. Dit gaan skoon word. Dit gaan heel word. Om dit dan verder te verduidelik, is wie wat, dit gaan daai huisie wees op die rots. En dan gaan kom, dan gaan 'n nuwe laagie verf oorkom. Wie wat, dan gaan 'n nuwe dak oorkom. Die deure gaan teruggesit word. Vloere gaan op, meubels gaan inkom. En dan is daar lewe in daai land. So wanneer dat bietjie dood is hier binne, dan moet ons vir ons vra, is daar iemand nog in ons huis? Jy sien, want as jy toelaat, dat die sif kom, en die swaard kom, dan sê die Here hierso, in die boek van Amos, hy sal die vervalle hut van Dawid weer oprig, en hy sal dit herstel, soos in die ou tyd. So jy hoef nie meer te wag vir daai ou getuienis van jou nie. Hy gaan jou herstel soos dan, maar jy gaan nie wees. Julle het hom. Wat verwys die hut van Dawid na? Verwys na die heerskappy van die koning. Want die hut van Dawid verwys na sy koningskap. En as jy dit reg vat, is dit 'n profesie wat verwys na die herstel wat Jesus kom bring het. Toe hy sy koningskap herstel het, toe hy die koninkryk kom vestig het. En dis hoekom ek vir julle begin het met hierdie woord, waar ons begin het met die koninkryk. Waar ons begin het, waar is hierdie koninkryk? En hoe moet hierdie koninkryk lyk? Jy sien, die koning se naam is Jesus. En hy wil jou tempel herstel. Nou vra jy vir my, okay, maar ek sukkel. Ek wil. Maar net as ek 'n dak wil opsit, dan kom die storm. Maar hy staan. Maar ek sukkel. Wil ek jou bemoedig met die laaste vers. Jeremia 31, vers 21. Rig vir jou mylpale op. Maak vir jou padwysers. Let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug, o jong vrou van Israel, kom terug na hierdie stede van jou. So weet jy wat? Weet nie wat jou probleem vandag nie. Dalk is jy een van daai persone in die gemeente wat glad nie 'n probleem het. Prys die Here vir dit. Maar wanneer jou huisie vandag stikkend is, jou tempel, dan sê hy die enigste manier is skryf vir jou 'n bouplan in orde. Kry vir jou padwysers. Kry vir jou mylpale. Want dis al hoe die huis gaan verander. Ek weet nie te veel van bouery af nie, ek het so bietjie toe hulle die huis na die storm en goed reggemaak het gesien. Jy weet, jy begin nie van die onderkant of van die bokant of van die kant, hulle het 'n plan. Dis eers dit, dan dit, dan dit.
So as jy 'n stikkende tempel het, gaan kyk waar dit begin. En kry vir jou 'n rigtingwyser. En hier is ons rigtingwyser, is die woord. So kry vir jou woord. Wat deel die Here met jou hart? Want jy weet, hy klop daar. Jy weet, hy het jou aangespreek oor dit. En dalk sit jy daar vir jare. Hy sê, dis genoeg, hy wil jou herstel. Hy wil nie daai gebou so in flarde los nie. Hy wil daai vervallenheid van Dawid, wil hy herstel, nie net oppatch nie, maar na sy vorige glorie toe. Maar jy moet vir jou mylpale opsit. Jy moet vir jou rigtingwysers opsit. Jy moet sê, wie wat, dit is waar ek wil wees, en dit sluit ek mee af. Die woord wat ek bedien het, oor heiligmaking, sê jy moet konstant verander. En al hoe jy weet wat jy verander het, as jy iets het om dit mee te meet. Kan dit nie meet teen 'n Nikolai of teen die leer van Biliam. Jy kan dit net meet teenoor jouself. Want hoe het ek laas maand gelyk? Hoe het ek laas jaar gelyk? Is my tempel besig om te herstel of los ek om verval? Kom ons sit so en dan bid ek vir ons. Here Jesus, hierdie is 'n woord wat insny, want dit is wat die tweesnydende swaard doen. Hy sny in, Here, en dalk is dit baie keer baie ongemaklik. Dalk is dit nie baie lekker nie. Maar as ons dit nie toelaat nie, dan verwerp ons u heerskappy, want dan sê ons, u kan nie doen wat u moet doen. Maar Here, vandag wil ek vra en ek wil opstaan in gehoorsaamheid. Here, soos daai liedjes wat ons gesing het in die begin, kom vorm my tot die heiligheid. Kom maak met my soos u wil. Here, ons sing dit. Maar ek wil vra, Here, dat elke hart wat dit vandag hoor, dit sal toelaat en begin by my. Here, kom herstel stikkende tempels vanmôre. Here, elkene wat deur hierdie storms van hierdie lewe getref is, wat dalk voel hulle staan so alleen soos daai ou gebouetjie daar aan die see. Hulle is omring deur die waters, deur die vloedgolwe. En sê, Here, 'n mens kan dit nie altyd herstel nie, maar u kan. Want u sal daai vervallenheid herstel. U sal hom weer sy vorige glorie laat sien. En Here, dit is net as ons u vereer met hierdie tempel. So Here, my gebed is hierso waar hy opgestaan het. En waar hierdie dag, Here, vir ons weer klink deur die eeue heen al, dat u die dood oorwin. So dit sê, u sal doen wat u sê. As u sê, u sal herstel, sal u herstel. As daar niemand in woon nie, dan sê u, maak net oop jou deur. Nooi my in. Ek wil saam met jou 'n maaltyd kom hou. So Here, versterk ons harte in hierdie oggend. Dat ons hoef nie te bly by 'n huisie wat verval is. Ons hoef nie te bly by 'n tempel wat nie gebruik word nie. Want u is altyd daar om te herstel. So Here, in hierdie oggenduur, terwyl die Gees van die Here deur hierdie plek beweeg, Here, bid ek dat elke hart wat sy of hy oopmaak vir u sal herstel. U weet dit, u sien dit,
U ken die pyn van hierdie lewe. Here, dat ons kan uitbreek. Net soos die diens wat ons laasweek gehoor het, Vrydag gehoor het, van jou kruis, dat my voete in 'n dans sal losbreek. Want ek is herstel. Ek is heel gemaak deur die koning van die konings. So Here, U is die prediker van hierdie woord. Want dit is U woord. En laat hierdie tweesnydende swaard vandag alles wat nie van U af is, afsny. Tot eer en verheerliking van U naam, Jesus, wat opgestaan het uit die dood. Amen. So julle gaan in die vrede en in die liefde van die Here en gaan uit met 'n nuwe joy. Wie wat klap jou hande daar in die mond? Vereer die Here. Hulle gaan vir jou kyk en vra wat gaan aan en sê nou